Goeiedag, dis heerlik om weer saam met jou te kuier. Mag jy ook vandag weer die Here se nabyheid beleef. Ons praat oor mense wat ons nie elke dag ons pad kruis nie, mense wat anders is as ons, vreemd is. Nou ons begin by hierdie teks vandag, maar vir julle wat na my luister sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat, seën die mense wat julle vervloek, bid vir diegene wat julle sleg behandel. As iemand jou op die een wang slaan, draai vir hom ook die ander een. En as iemand jou bokleed vat, moet hom ook jou onderkleed nie weier nie. Gee aan elkeen wat iets van jou vra, en wanneer iemand vat wat aan jou behoort, moet jy nie terugeis nie. Kom uit Lukas 6 uit in die 2020 vertaling. Mense wat anders as ons is, jy ken dit mos nie. Mag 'n taalverskil wees, mag andersoortige gewoontes wees, andersoortige lewensuitkyk of lewensoriëntasie, maar veral andersoortige kultuur. Ek en Helena het vir 2 jaar en 'n paar maande in Wallis gebly. Ek stap by 'n winkel in Carville in die suide van Wallis in, groet die dame agter die toonbank met my beste Engels. Sy bekyk my met groot oë, vra of sy my kan help. Ek verduidelik wat ek soek, sy antwoord my met ongemaklike stilte. Na ruk sê sy, sorry? Ek herhaal stadig my versoek en word weer met groot oë aangekyk, saam met nog 'n sorry? Ek sit handgebare by en spreek my Engels versigtig uit soos tannie Noreen Stein my in Lichtenburg in die Engelse klas geleer het. Sy onderbreek my taamlik ruim met 'n vraag. Where are you from? Skugter antwoord ek, South Africa, waarop sy antwoord, you speak funny. Ek het daarom gekry wat ek gesoek het. 'n Lekker humoristiese storie, maar ek wil na drastiese verskille toe gaan. So drasties dat mense mekaar te lyf gaan, waarvan die heel ergste oorlog is. Verskeie mense het die waarheid aangeraak dat daar geen wenners in oorloë is nie, net oorlewendes wat die verwoesting moet opruim. Die Tweede Wêreldoorlog was so vernietigend dat mense ernstig besin het hoe om oorloë te stop. Verenigde Volke Organisasie het hieruit voortgespruit en die Joodse historikus Noah Harari skryf in sy boek Homo Sapiens dat die wêreld nou hopelik die les onder die knie gekry het en oorloë kan uitfaseer word. En toe? Op 22 Februarie 2022 val Rusland die Oekraïne in en tot hede woed geweld en grootskaalse vernietiging in al twee lande. Hoe moet ons as gelowiges daaroor dink? Ek loop 'n storie van hoop raak binne in hierdie aaklige realiteit. In die noordooste van Griekeland, reg langs die Egeïese See, is Mount Athos, staan ook bekend as die Heilige Berg. Hier het Christene hulle tuis gemaak sedert die jaar 800 na Christus. Ortodokse monnike het hier heelwat kloosters opgerig. 20 van hulle maak deel uit van 'n UNESCO wêrelderfenis, wat tuiste word vir 'n magdom geestelikes, as ook pelgrims wat hier kom rus vind, nadink oor God, vrede vind en hulle lewens weer onder beheer van die Vader se wil kry. Die personeel, oftewel manlike monnike, bedien mekaar en pelgrims met die liefde van Jesus. Hier is wel een vreemde gedoente. Vrouens word nie hier toegelaat nie. Maar die oorlewering weet te vertel dat die maagd Maria hier besoek afgelê het en sy het vrou hier teenwoordig en voortaan ter wille van monnike en hulle celibaat mag geen vrou hier aankom nie. Asseblief, hulle mag nie verleiding wees nie. Hulle word dus nie hier toegelaat. Wat wil jy weet, het dit te doen met wêreldvrede? SASRA is 'n welsynsorganisasie wat soldate bedien. Hulle reël dat baie van die getraumatiseerde soldate van die Oekraïense front verlof ontvang en vervoer hulle dan per bus oor 1000 kilometer om hier by Mount Athos te kom herstel. Die geleentheid wat ek raak gelees het gaan oor 22 Oekraïense soldate, ernstig beseerdes en ander wat net uitgebrand het, wat hier genooi word vir rus en genesing. Die soldate getuig van vernuwing en geestelike krag en die nabyheid van God en sy genesing. Een soldaat loop met 'n ernstige kopwond. 'n Ander een het albei sy bene onder die knieë verloor en waggel op proteses. Gaan so voort. Want elkeen het 'n traumatiese letsel wat hulle verhinder om normaal te funksioneer. Oor 'n tydperk van 4 dae besoek hulle verskeie van die Byzantynse kloosters, word hulle bedien met mediese sorg, sielkundige behandeling, maar veral met die liefde van Jesus. Hulle fokus word opwaarts gerig en hulle word begelei om vergifnis self te vind, maar ook om die vyand te vergewe. Hulle neem skouer aan skouer deel aan die nagmaal.
Skryf die name van geliefdes tuis of gevalle makkers of enige saak wat swaar op hulle hart lê neer en dan word ernstig daaroor gebid. Hierdie gebedsessie werk terapeuties in op hulle gemoedere en gee hulle vrede. Hierna keer hulle weer terug na hulle land en moontlik selfs die front. Ek het dikwels in my persoonlike omgang met die Here geworstel oor militêre konflik as getuienis van ons gebroke bestaan en hoekom dit so floreer en teen alle logika weer en weer herhaal word. Ek het teruggedink aan my eie dienspligjare en die kondisionering waarmee ons gevoer is om die kommunisme te blameer vir alles waarop ons oorlogmasjien floreer. Dit het 'n aantal jare gevat en heel wat stil word voor die Vader se troon, voordat ek kon erken dat my eie ego maar baie op dieselfde manier werk. Ek moes ook erken dat Jesus se belangrikste woorde toepaslik is om ons op koers te hou deur hierdie verwarrende gebeure. Hy sê, volg my. Belangriker as eie belang, volksbelang of enige gewaande bedreiging is sy opdrag, volg my. In Johannes 16 is hy besig met een van sy laaste toesprake in sy binnekring. Hier herinner hy sy span dat hulle teëspoed en verdrukking mag beleef, maar dat hulle moet moed hou, want hy het reeds die wêreld oorwin. Die radikale uitsig op sy oorwinning wat tog deurbreek waar sy kinders leef en oor hom getuig, het my toevlug geword. Ek herken op sy kinders se gesigte die vreugde van gehoorsaamheid. Ek beleef uit hulle woorde sy liefde en ervaar die oorwinning wat behaal is, daar waar geloofsgemeenskap in sy naam is. Kom ons soek dit en word deel van sy liefdevolle manifestasie van liefde oor almal se pad. Kom ons praat met hom daaroor. Here Jesus, dankie dat u liefde die bose oorwin het, dat u betaal aan die kruis vir alles wat verkeerd geloop het in die wêreld en nog steeds verkeerd loop. Maar dit is voltooi, dit is volbring, het u uitgeroep voor u gesterf het. En toe het u opgestaan en u het vir die navolgers van u naam gesê, ons moet moed hou, u het die wêreld oorwin. Ons volg u, ons aanbid u, laat ons almal lief hê soos u ons geleer het. Amen.